hart van liefde, wat omgee, wat wil uitreik, wat nood raak sien. Vader, gebruik elkeen van ons om die nood in die sondige wêreld aan te spreek, so goed as wat ons kan, 'n verskil te maak. Vader, baie dankie vir u sorg en u genade. Dankie dat ons vanoggend kon opstaan. Dankie dat ons 'n nuwe week in u naam mag ingaan. Nie net 'n nuwe week nie, Here, maar ook 'n nuwe jaar. Geef ons die krag en die genade om hierdie jaar voluit te gaan vir elke oomblik, vir elke geleentheid wat u oor ons pad bring. Baie dankie, Here, dat u ons lei deur die Bybel en deur die Heilige Gees wat kragtig in ons harte werk. Dankie dat ons die stem van ons Here Jesus mag hoor uittroon bo al die leierstemme in die sondige wêreld. En ons bid, Vader, dat u ons elkeen die krag en die genade sal gee om te luister na die stem van ons Here Jesus. Die toerusting deur die woord met die kragtige werk van die Heilige Gees in te drink, ons eie te maak. Vader, baie dankie dat ons mag sien rondom ons hoe u sorg in die natuur. Dankie vir die reën wat geval het en nog op baie plekke val. En ons bid, Here, dat u ons sal laat besef dat elke druppel reën 'n druppel uit u genadehand is. Vader, ons bid ook vir hulle wat nie hier kan wees nie, hulle wat dalk nog met vakansie is. Ons bid vir hulle wat bedroef is, Tannie Toek se familie. Ons bid, Here, dat u hulle trane sal afdroog en dat u ons as gemeente en gelowiges van oral oor gebruik om hulle trane af te droog en hulle te vertroos met dieselfde vertroosting waarmee u ons vertroos het in ons Here Jesus Christus. Vader, ons bid dat u ook sal wees met ons leiers in ons land en kerk. Ons bid, Here, dat u leiers so sal regeer, dat ons landsleiers u woord sal hoor en dat die Heilige Gees hulle in die regte rigting sal stuur. Maak hulle gehoorsaam, Here, sodat u kerk rus en vrede op aarde mag beleef. Vader, ons bid ook vir ons gemeente, elke ouderling, elke diaken, elke kategeet, elke lidmaat. Here, geef ons die wysheid en insig om ook ons plek in die gemeente meer en meer raak te sien, te besef waar ons 'n rol te speel het in die liggaam van Christus. Ons bid vir ons kinders en jong mense, skole en universiteite wat nou weer begin volgende week, en ons bid, Here, dat u ook daar leiding en krag en deursettingsvermoë sal gee. Vader, dankie dat ons tot u mag bid. U mag weet dat u ons gebede hoor en verhoor. Ons bid alles in die groot en heilige naam van Jesus Christus. Amen. Skriflesing, broers en susters, 'n kort gedeelte. En die konteks van die skrifgedeelte gaan ek glad nie hanteer nie, maar as ons dink aan die Here het sy volk uit Egipte gelei, hy het vir hulle sy wette gegee, hy het vir hulle seremoniële wette gegee en ander reëls om hulle self mooi en goed in die regte lyn soos wat God wil hê hulle moet lewe. God het sy volk ook so gelei deur hierdie reëls. En daar's ook gesondheidsreëls, daar's ook reëls vir die priesters en die leviete. En dan, toe die Here sy volk nou mooi in 'n rigting het en alles mooi bepaal het, toe het God sy volk geseën. En ons sal vanoggend
sal ons fokus op daai seën, en dis die priesterlike seën in Numeri 6, van vers 22 af. Die Here het vir Moses gesê, sê vir Aaron en sy seuns, so moet julle sê, wanneer julle die Israeliete seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. So moet die priesters my naam oor die Israeliete uitroep en ek sal hulle seën. Broers en susters, as gelowiges wat gereeld eredienste bywoon en die seën van die Here voor en na elke diens ontvang, ken ons die priesterlike seën van Numeri 6 vers 22 tot 27. Dit is nie die priester of die dominee, en daar's geen magiese krag in die uitspreek van die seën van die priester of die dominee se kant af nie, maar die krag en die krag van hierdie seën lê in die Here self. So die priester of die dominee is bloot 'n gehoorsame instrument in die hande van die lewende God, wat sê, so moet julle sê, wanneer julle die Israeliete seën. So deur die kragtige werk van die Heilige Gees, kom staan die Here as dit ware self in ons midde, en beloof hy sy seën. Hy beloof sy genade, hy beloof sy sorg, sy beskerming, sy voortdurende teenwoordigheid in ons lewe. Seën beteken voorspoed en vrugbaarheid wat ons nageslag betref, ons vee en ons oeste, ons besighede. Die Here beloof voorspoed vir sy kinders, vir hulle wat in 'n persoonlike verhouding met hom leef. Sal net nou 'n bietjie hoor, daai voorspoed beteken nie noodwendig dat jou besigheid die heel meeste geld gaan maak, en dit gaan nie oor materiële dinge nie, maar dit gaan oor die sekerheid en die rus en die vrede wat God jou gee. So die seën is nie, mag die Here julle seën, dalk kan dit gebeur of dalk nie. Dis nie 'n vredeswens nie, maar eerder dat die naam van die Here, en wanneer die Bybel praat oor die naam van die Here, dan praat hy oor die Here self. Mag die Here self as dit ware op jou as sy kind, as sy uitverkore kind neergesit word. Om te seën, broers en susters, is God se werk. En hy reik uit na sy kinders en laat alles vir sy kinders ten goeie meewerk, die goed en die sleg. Die goed is God se genade en guns, sy liefde, die goeie goed wat in ons lewe gebeur, en daarvoor is ons dankbaar. En die ander goed wat die slegte goed is, daai goed is as gevolg van die sondeval, en God gebruik dit ook ten goeie vir sy kinders, om ons geloof te versterk en ons nooit weg te stoot nie, maar nader te trek. Alles ten goeie vir ons meewerk, letterlik op elke vlak van die lewe, nie omdat ons enigiets verdien nie, maar uit die rykdom van sy genade in Jesus Christus. Ons lees in vers 22, 83 vertaling, die Here het vir Moses gesê, sê vir Aaron en sy seuns, so moet julle sê wanneer julle die Israeliete seën, die Here sal julle seën en julle beskerm. Hulle seën dus die Israeliete as volk. Maar broers en susters, hierdie seën is nie net 'n sambreel, dis nie 'n sambreel seën net oor die volk Israel as geheel, en dat dit met hulle as volk goed sal gaan. Hier gaan dit dalk sleg met 'n ou, maar met die volk gaan dit goed. Hierdie seën is persoonlik. Hierdie seën is vir elke lid van God se volk, vir elke gelowige. Letterlik soos wat dit staan in die 1933-53 vertaling, die Here sal jou
tweede persoon enkelvoud. Dit is na die oorspronklike taal as jy daarna gaan kyk. Die Here sal jou seën en jou behoed of beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Een van die grootste rykdomme of skatte van sy genade, broers en susters, is dat hy sy kinders seën. Een van die grootste rykdomme het ek gesê, is dat hy sy kinders seën. Hy het Adam en Eva geseën en gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon en bewerk die aarde. Hy het Noag en sy seuns geseën met dieselfde opdrag, wees vrugbaar, word baie en bewoon die aarde. Vir Abraham sê hy, ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën, ek sal jou 'n man van groot betekenis maak. In jou sal al die volke van die aarde, en ook jy en ek, geseën wees. Later in Genesis 22, ek sal jou Ek sal jou seën oor wat jy gedoen het. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste, aan my te offer nie. Ek sal jou vrugbaar maak en jou nageslag so baie soos die sterre aan die hemel en die sand van die see. Jou nageslag sal die stede van sy vyande in besit neem. Vir Isak sê die Here, ek sal jou seën en jou 'n groot nageslag gee, terwille van my dienaar Abraham. Vir Jakob sê die Here, ek is by jou en ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Die Here het Israel beskerm, broers en susters, Psalm 121. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie, en hy slaap nie. Die Here beskerm jou. Hy bewaar jou van alle gevare. Bedag sal die son jou nie steek nie, en snags sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Hy sal jou lewe beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook al gaan, vir nou en vir altyd. Josua getuig, Josua 24 vers 17. Die Here ons God het groot wonders voor ons oë gedoen. En elkeen van ons kan daarvan getuig, broers en susters. Hy het ons beskerm op die hele pad wat ons gekom het, en teen al die volke deur wie se gebiede ons getrek het. Hebreërs 13 vers 6. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is ons helper. Ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Daar's 'n klomp tekste, broers en susters, wat ons nog lees oor God se beskerming. Psalm 91, waar hy sê hy sal sy volk beskerm, sy kinders beskerm, sy engele aanstel om sy kinders te beskerm. Jesaja 41, Jesaja 43, noem maar op. Ons lees in vers 25, die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Dan Psalm 31 vers 17, sê dan 'n bietjie van die verskyn, tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Psalm 31, verskyn tog tot my redding, beteken, kom tog Here, kom openbaar jouself aan my, kom red my, ek's in die nood.
red my deur die onfeilbare liefde. En dan weer persoonlik, die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Hy verskyn aan jou, hy praat met jou deur sy woord en Heilige Gees. Wanneer die Here sy aangesig oor jou laat skyn, beteken dat hy met sy grootheid en sy glans persoonlik intree, persoonlik teenwoordig is in jou lewe. Dat hy met jou as sy kind, as het ware, oogkontak het. Dat hy jou red in tye van nood. En dat hy nooit sal toelaat, dat daar enigiets oor jou lewenspad sal kom, sonder om jou die krag te gee, om dit te hanteer nie. Psalm 34, ek het die Here aangeroep en hy het my geantwoord. Hy het my gered uit alle doodsgevaar. Efesiërs 2 vers 8-9, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God, geskenk wat God jou gee. Onverdiend. Nie deur jou eie verdienste nie. Daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Vers 26. Die Here sal julle gebede verhoor. Letterlik staan daar, die Here sal sy aangesig oor jou verhef. God draai sy gesig na jou toe. En deur ons Here Jesus Christus buig hy na ons toe neer. Verhef hy sy aangesig oor ons. En God hoor en verhoor elke gebed. Maar sy antwoorde verskil. Partykeer, en ek het dit al baie keer gesê, partykeer sê die Here ja. Vir Elia, ek gebruik Elia op die berg Karmel, hy het vir hom gesê ja. En daar het vuur uit die hemel uitgekom en daai offers verteer. Vir Paulus het God gesê nee. Daai doring in die vlees laat ek toe, om jou geloof te versterk. My genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking, wanneer jy swak is. En soms sê God, wag eers. Partykeer voel dit vir ons asof ons bid en bid en bid. Maar die Here sê ons moet volhard in gebed. Ons moet aanhou bid. Daagliks bid, elke oomblik van die dag bid. En nie moedeloos raak nie. Gaan lees gerus Jakobus 1. Wanneer ons hoor wag, met ander woorde, wanneer ons nie 'n duidelike stem van God hoor nie, dan bly ons vertrou. Dan hou ons aan bid. En ons vra mense om vir ons te bid en saam met ons te bid. Ons weet die Here sal uitkoms gee. Ons weet net nie wanneer en presies hoe nie. Vers 26 se tweede gedeelte. En hierdie broers en susters is 'n feit. Die Here sal aan julle vrede gee. En hierdie vrede is baie meer as net die afwesigheid van oorlog. Die Here gebruik hier die Hebreëse woord shalom, wat ons almal ken. En shalom in die Bybel beteken algehele vrede. In my omstandighede, wat dalk vir my moeilik is om te hanteer, het ek 'n rustigheid, wat die Heilige Gees oor my laat spoel, elke keer wanneer ek God se woord oopmaak. Rustigheid, dat ek in die geloof van hom kan vashou. Rustigheid, die woord beteken voorspoed, en 'n lang lewe. Psalm 128, Psalm 4, veiligheid, sekuriteit, Psalm 122, gesondheid en genesing, Jeremia 33. Die Here beloof kalmte en rustigheid aan sy kinders in 'n sonde deurmekaar wêreld. Die Here, ons verbondsgod, Jahwe,
gee soveel geloofsversekering om aan hom vas te hou. 3 keer lees ons, die Here sal, die Here sal, die Here sal, en hy het homself aan sy kinders en aan jou en my gebind deur ons Here Jesus Christus. Hier is nie noodwendig 'n verwysing in die, wanneer daar drie keer staan die Here sal, dis nie noodwendig 'n verwysing na God die Vader, Seun en Heilige Gees nie, want dit sou wees om in te lees in die teks in. Maar ons as gelowiges weet vanuit God se woord dat God die Vader seën en beskerm sy kinders. Ons as gelowiges weet God die Seun buig na ons toe neer uit genade. En ons weet as gelowiges, God die Heilige Gees is die een wat ons vrede gee. Charles Spurgeon het gesê, hierdie seën leer ons nie noodwendig van die drie-enige God nie, maar omdat ek aan die drie-enige God glo, verstaan ek soveel beter. Die skaduwee van die heilige, die drie-enige God, val oor sy heilige naam, wat 3 keer in die priesterlike seën herhaal word. Jesus het vir sy disippels gesê, in begin van Johannes 14, dis toe Jesus vir hulle gesê het, dat hy moet weggaan, en toe was hulle ontsteld, want wie gaan hulle lei? Wie gaan hulle beskerm? Wie gaan altyd vir hulle opkom? Teen die skrifleerders en die fariseërs. Wat gaan gebeur as daar weer siek mense kom? Wat Jesus altyd genees het. Jesus het altyd die regte antwoorde gehad. Hulle was ontsteld toe hulle hoor, hulle leier gaan weg. Maar Jesus het hulle getroos. Julle moenie ontsteld wees nie. Glo in God en glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het dat ek weggaan om vir julle plek gereed te maak nie. Johannes 14 vers 3, en as ek gegaan het om vir julle plek gereed te maak, dan kom ek terug en sal ek julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. Vers 16, terwyl julle nou nog op aarde is, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Vers 22, vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees en julle moenie bang wees nie. Broers en susters, wat die priester in die Ou Testament betref, hy was die een wat die seën uitgespreek het. En so het ons Here Jesus, God se seën vir sy kinders, vir jou en my, werklik gemaak. Hebreërs 9, Christus het gekom as hoëpriester van die weldade wat nou verwesenlik is. Hy dien in die verbondstent wat groter en volmaakter is en nie deur mense gemaak is nie. Dit wil sê, wat nie tot hierdie wêreld behoort nie. Vers 12, met sy eie bloed, en nie met die bloed van bokke en kalwers, soos wat die priester gedoen het nie, met sy eie bloed, het ons hoëpriester Jesus Christus 3 maal die heiligdom binnengegaan en 'n ewige verlossing tot stand gebring. Liewe broers en susters, hou in die geloof vas aan Jesus Christus, die barmhartige en die getroue hoëpriester en leidsman. Ons taak as gelowiges is waar hy profeet, priester en koning is ons priesterlike taak om in die wêreld 'n verskil te maak. Ons moet in die wêreld moet ons offers bring, moet ons opofferings maak
ten koste van onsself, om dalk iemand anders te help. As priesters moet ons seën, moet ons sout en lig wees, 'n verskil maak in iemand anders se lewe. En as priesters moet ons ook bid. Bid vir die wêreld, bid vir die kerk, bid vir die kerk, bid vir ons gemeente, bid vir die impak van die kerk op die omgewing, hier waar God ons wil gebruik. Gaan na al die nasies toe, maak mense disippels, volgelinge van Jesus Christus. Ek wil afsluit, broers en susters, en hierdie afsluit slotwoorde kry ek gedeeltelik uit die verklarende studie Bybel. En luister mooi. Hierdie spesiale seën demonstreer God se liefde en genade teenoor sy uitverkore volk. Die seën van God se onderhoudende krag, sy glansende persoonlike teenwoordigheid, sy oogkontak en sy vrede rus op sy volk, op elkeen persoonlik. Amen. Broers en susters, kom ons sing Psalm 128:2. 128, net so toe. Ons sing vers 1, 2 en vers 3. Geseënd 28:2. Ja. Geseënd hy wat handel soos God wil en hom vrees, wie op sy weë wandel, hy sal gelukkig of hy sal geseënd wees. Kom ons sing Psalm 128, 1, 2 en 3.
Ons Vader in die hemel, ons loof en ons dankie vir U teenwoordigheid deur die woord en deur die Heilige Gees in ons lewens. Dankie Vader dat U by ons is, U ons troos en ons beskerm en bewaar. Ons dankie Here dat ons mag weet en seker mag wees van U seën oor ons lewens en U seën oor die kerk. En ons bid dat U kerk sal beskerm en bewaar om die lig van ons Here Jesus Christus die wêreld in te skyn. Dankie dat ons mag weet dat U 'n genadige God is wat ons raak sien in ons nood. Na ons toe neerbuig in Jesus Christus en ons voed deur die woord en Heilige Gees. Dankie Vader dat ons mag weet dat U ons gebede hoor. Partykeer voel dit vir ons Here asof ons teen die dak vasbid. Maar ons bid gee vir ons volharding en geloofskrag en skerp geloofsoë om die wolke van die hemel raak te sien met ons Here Jesus Christus wat weer kom. Dankie Here dat ons mag weet dat niks ons van die liefde kan skei nie. En ons bid dat U elkeen van ons elke dag sal ontmoet presies daar en hoe ons U nodig het. Dat U ons elkeen aan die hand sal vat en ons sal lei deur die woord wat op ons harte gegraveer is, om sout en lig te wees, die regte goed te doen, te sê. En laat U koninkryk, Here, elke dag kom. Vader, ons vra ook dat U met ons sal wees waar ons hier uit mekaar uitgaan, waar ons ook 'n nuwe week ingaan in U naam. En dankie dat ons mag weet dat ons hierdie week onder U seënende hand ingaan. Amen. Ons sal ons liefdediens gaan by die deure wees en dan sing ons nou eers weer Psalm 31:1 vers 1, 3, 15 en 17.
Broers en susters, die Here seën ons met hierdie seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.